Vandag wil ek na die simmetrieasse van 'n hiperbool kyk. Nou kom ons kyk net eers gou weer na 'n parabool. Vir 'n parabool was die vorm so iets met 'n draaipunt, né? En dan het ons 'n lyn deur 'n vertikale lyn deur die draaipunt getrek, want die twee kante, die twee helftes van die parabool aan weerskante van die simmetrieas is presies simmetries. Met ander woorde, as ek die papier kon toevou op hierdie lyn, dan sal die twee helftes presies op mekaar pas. Goed, dit was die simmetrieas van 'n parabool. Nou vir 'n hiperbool het ek twee simmetrieasse. Die eerste een is 'n lyn met 'n helling van 1. Kom ons trek hom so, ja, die helling is 1. Ok, ek dink dit is goed genoeg. Nou, ek sien ek moet hom bietjie probeer skuif. Ja, daar sy. Sy helling is 1. So, wat ek weet van daardie lyn is dat dit is, y is gelyk aan 1x. Nou gewoonlik skryf ons nie die 1 nie, né? Ek wil dit nou maar net beklemtoon. Nou wat hier gebeur is, hierdie helfte van die hiperbool pas presies op hierdie helfte, as jy jou boek toevou op daardie lyn, en hierdie helfte van die hiperbool pas presies op daardie helfte. Nou, my asymptote hier is op die y-as en op die x-as. En die lyn, die simmetrielyn, gaan altyd deur die punt waar die twee asymptote kruis. So in hierdie geval is dit 0. En want dis 0, wel, dit is die oorsprong, dit is die punt 0, 0. En die y-afsnit is ook gelyk aan c, so omdat hy deur 0 gaan op die y-as, is dit die lyn y is gelyk aan x. Kom ons skryf dit hier. Dis my eerste simmetrieas. Dan het ek ook 'n tweede simmetrieas. Kom ons kyk of ek hom mooi kan teken. So iets. Nou daardie simmetrieas het altyd 'n helling van -1. En weer eens, ons skryf nie gewoonlik die -1 so nie, dit is omdat ek die helling wil beklemtoon. Nou ek dink jy sal kan sien hoe hierdie deel presies op daardie deel pas, as jy jou boek toevou op die blou lyn. En weer eens, daardie lyn gaan ook deur die punt waar die twee asymptote kruis, so my y-afsnit is weer eens 0, so dit gee vir my die vergelyking, y is gelyk aan minus x. Goed, dit was my eenvoudige hiperbool. Jy kan sien, ek het nie op of af beweeg nie. Hier is nie 'n plus iets of 'n min iets daar nie. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld waar ons wel op of af beweeg het. Nou ja, jou simmetrieasse gaan nog steeds deur hierdie punt gaan, waar die twee asymptote sny. So my een asymptoot is op die y-as, en my ander een is hierdie stippellyn. So my simmetrieas gaan iets soos dit wees, met 'n helling van 1, en dan iets soos daardie met 'n helling van -1. Kom ons sê die eerste een is y is gelyk aan x plus c, en die tweede een is y is gelyk aan minus x plus, kom ons maak dit 'n k. Nou, die hellings is altyd +1
en min 1. Weereens vir die plus 1 kan jy sien die funksie is stygend, gaan hierdie helfte op hierdie helfte pas en daardie deel op hierdie deel. Vir die dalende een gaan die hele been van die hiperbool op hierdie onderste been van die hiperbool lê. Nou waar gaan ek die waarde van C kry? Wel, C is die y-afsnit. En waar gaan ek deur die y-as? By minus 2. So daardie lyn is y is gelyk aan x minus 2 en hierdie een is y is gelyk aan minus x minus 2. Laaste voorbeeld. Ons kyk na minus 8 op x plus 4. So waar is my asymptote eerstens? Daar's my vertikale asymptoot en hier is my horisontale asymptoot op die plek waar die twee sny. Tyd, ek wil 'n kleiner enetjie maak. Ek wil hom net graag 'n stippellyn maak. Daar's my stippellyn nou. Want dis my asymptote. En dan wil ek die grafieke teken van die simmetrieasse. Ek kry 1 met 'n helling van plus 1, so iets. Ja, dit lyk vir my goed genoeg. So daardie een is y is gelyk aan plus 1x plus c. En wat gaan die waarde van c wees? Dit gaan my y-afsnit wees, maar dit gaan deur die punt 0 plus 4, dis nie 'n minus 4 nie, is 0,4. Daarom gaan dit wees, y is gelyk aan x plus 4. Goed, dit is my simmetrieas met 'n positiewe helling. Maar dan kry ek ook 'n simmetrieas met 'n negatiewe helling, wat ja, so ietsie gaan wees. Ek dink is goed genoeg. As ons sê dit is y gelyk aan minus x, want die helling is altyd plus 1 of min 1, dan gaan dit ook plus 'n getal wees, en daardie getal gaan die y-afsnit wees. En hierdie reguit lyn sny die y-as nog steeds by 4. En daarom is die vergelyking y is gelyk aan minus x plus 4.